Goeiedag julle, ons gaan nou weer wegkom met hierdie weekse katekisasie toerusting. Ons is hierdie week by die roeping van Abraham. En ons lees van die roeping van Abraham in Genesis 11 vers 27 tot Hoofstuk 12 vers 7. Ek dink egter is goed as 'n mens sommer vir jouself dalk net begin lees by Genesis 11 vers, ek het daar geskryf vers 8, ek kon net doodseker maak dit is vers 8. Eintlik vers 10, Genesis 11 vers 10, ons van daaraf lees. Ek gaan dit vir jou as ouer in 'n geval, ek dink al klaar, net so bietjie meer help, en daai inligting van vers 10 af tot vers 26 is nogal belangrik. Kom ons verfris net gou 'n bietjie ons gedagtes oor wat nou vooraf gebeur het. Ek dink baie belangrik is dat ons nou in die navloed wêreld is, die nuwe wêreld na die vloed. Belangrik van hierdie nuwe wêreld na die vloed is dat die Here in hierdie wêreld sy Noag verbond gee. En hy verbind hom in die Noag verbond aan die hele ganse mensdom. En hy beloof in hierdie verbond dat hy nooit weer 'n vloed sal gee en dat lewe voort sal kan gaan. Dis die groot ding van die Noag verbond. Die Noag verbond is hier na die sonvloedwêreld op pad na die wederkoms toe. Soos 'n rivierbedding waarin die wêreldse geskiedenis voortbeweeg. Die Here sorg dat lewe voort kan gaan. Ons het laasweek gesê dis 'n verbond op grond van genade, want ons almal verdien eintlik oordeel, want ons sien die navloed wêreld mensdom is steeds 'n totaal verdorwe mensdom. Dis steeds 'n mens in wie se hart daar boosheid is en sonde is, en daarom verdien die mens eintlik dag vir dag, oomblik vir oomblik, skrikwekkende oordeel, en tog gee die Here in sy Noag verbond hierdie ding dat lewe kan voortgaan. Mense word gebore, kultuur word geskep, beskawings word gebou, tegnologie ontwikkel. Dis wonderlik, en dit is God se genade, want ons verdien oordeel. Maar daardie genade, het ons laas gesê, is nie besondere reddende genade nie, maar algemene genade. Dit bring jou nie in 'n verlossing, in 'n nuwe verloste verhouding met God nie. Dit gee vir jou die goeie dinge van hierdie wêreld, en die vraag is dan natuurlik, wat doen jy ook met hierdie goeie dinge van die wêreld? Die Here gaan jou verantwoordelik hou daarvoor. Besondere genade is die genade wat jy in en deur Jesus Christus kry om in 'n verhouding met God te wees, en uiteindelik op die nuwe aarde in volkomenheid by God te wees. So ek dink sien dit raak, ons is in die na-wêreld, die navloedwêreld. Lewe gaan voort in hierdie navloedwêreld in die rivierbedding van die Noag verbond. Maar belangrik, daardie rooi stroom binne in die rivierbedding van die Noag verbond. Dit is die belangrike rede hoekom die Noag verbond daar is. Dit is die stroom van God se besondere genade, sy verlossende genade, sy genade wat vir jou Jesus gee, en deur Jesus 'n nuwe verbondsverhouding met God, en uiteindelik die volheid daarvan op die nuwe aarde onder 'n nuwe hemel. Ons kan ook sê dit is die lyn van die koms van die koninkryk van God wat daar binne in die rivierbedding van die Noag verbond loop. En binne in daardie lyn van die besondere genade kry ons dan die moederbelofte. Skerp dit weer vir julle kinders in, die moederbelofte is so belangrik. Daardie moederbelofte dryf al die beloftes. Dit is die belofte dat van die vrou saad uiteindelik die kop van die slang vermorsel. En daardie moederbelofte werk verder uit in Noag se profesie oor sy seuns. Ons sien daar in die lyn van Kanaan, die jongste seun van Ham, wat deur Noag vervloek word, en daardie lyn kry ons weer die slangsaad, maar die Here bind hom spesiaal aan Sem, en in die lyn van Sem kry ons die vrousaad, en Jesus kom uiteindelik uit Sem uit. En nou kom ons vandag by die roeping van Abraham en die belofte aan Abraham, en dis die volgende groot belofte wat voortvloei uit daai moederbelofte, hier in die stroom van die besondere genade van die Here voortstroom na die koms van Jesus toe, en uiteindelik die wederkoms van Jesus. Ons sal vandag meer leer oor daardie belofte
aan Abraham, dit begin alles by die roeping van Abraham. Kom ons gaan 'n bietjie dieper daarop in. Wat moet ons vir ons kinders uitwys as ons deur hierdie geskiedenis lees van die roeping van Abraham? Ek dink 3 goed. Eerste, ons moet raak sien die Here se genade, en veral sy besondere genade, sy besondere reddende genade. En dan Abraham se roeping, dis die tweede ding wat ons kinders moet wys. Die derde ding, die belofte wat die Here maak aan Abraham, wat hy dan roep. Kom ons gaan in op daai genade. Nou, ons begin daai genade sien sommer dadelik as ons wegtrek daar in Genesis 11 vers 27. Kom ons lees dit. En dit is die stamboom van Terah. Terah het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran van Lot. Nou, wie is Terah? Natuurlik is die pa van Abraham, en hy is die pa van Nahor en die pa van Haran. Maar, wie is hy nog? Nou, Terah lê binne in geslagslyn van Sem. Terah kom uit Sem uit, en dit sien 'n mens nou as 'n mens daardie geslagsregister van Sem lees, wat daar in vers 10 begin. Dit is die stamboom van Sem. Nou, as 'n mens daar anders, dan sien 'n mens dat Terah kom uit Sem uit. Dat die prentjie geteken van Sem, Arpachsad, Selag, en Heber, en dan Peleg, Reu, Serach, Nahor, Terah. En so Terah kom uit Sem uit, maar, belangrik nou, as jy in Genesis 10 lees, vers 25, dan sien ons dat Sem se nageslag, of sy agterkleinseun, of wat se kol, sy nageslagseun Peleg, was binne in die toring van Babel geskiedenis, en net hier sien ons dat die krisis met Sem was. Want die Here verbind hom aan Sem, net, dan Genesis 9. Maar, dan voeter Sem se nageslag saam met daardie verenigde mensdom, daarby, in daardie toring, die Babelstad van hulle in, en hulle kom saam met die res van die mensdom in opstand teen die Here. Sem is saam in daardie verenigde mensdom in opstand teen die Here. Dis 'n krisis, 'n reuse krisis. En tog, net na daardie toring van Babel geskiedenis in Genesis 11 vers 1 tot 9, gaan die Here aan met Sem. Daar is die stamboom van Sem. En Sem loop uit op Terah, en Terah het hierdie kind Abraham, en uit Abraham kom Jesus. So wat sien ons? Die Here het Sem nie gelos nie. Sem los die Here, daar binne in die toring van Babel geskiedenis. Maar die Here los nie vir Sem nie. Dis wonderlike genade, want die Here het vasbesluit, uit Sem sal Jesus kom, en daarom hou die Here aan Sem se nageslag. So dis die eerste ding wat ons moet raak sien, en ons moet vir ons kinders hierdie genade van ons God was, hierdie onverdiende, soewereine genade wat hy bewys. Dan die tweede ding, ons sien nog verder die Here se genade, as ons sien waar Abraham vandaan kom. Ons lees 'n bietjie aan in vers 28. En Haran het gesterwe, Haran was nou die pa van Lot, Haran het gesterwe terwyl sy vader Terah nog geleef het, in sy geboorteland in Ur van die Galdeërs. So dit is waar Terah woon, en Abraham woon, en Nahor en Haran. Hulle bly in Ur van die Galdeërs. Ek het nou hier 'n kaart vir ons ingesit wat vir ons 'n bietjie 'n idee gee. Hier lê die boonste lyn van Afrika nou. Hier kom die Nyl van Malawi se kant af op, in die Nyl Delta, in die Middellandse See loop die Nyl uit. As 'n mens hier al met die strand afstap, op, dan gaan 'n mens uiteindelik hier aan jou regterkant die Dooie See kry, en jy gaan by Jerusalem uitkom. As jy nog opgaan, dan gaan jy meer van Galilea kry, en so gaan jy nou op, en dan stap 'n mens hier, as 'n mens hier om die draai gaan wes, dan gaan mens in vandag se Turkye in beweeg. As 'n mens oos draai, dan kry 'n mens die Tigris, die Efraat en die Tigris rivier, en as jy al langs die Tigris en die Efraat afbeweeg, dan kom jy uiteindelik by Ur uit. Jy beweeg nou hierso, as mens dink aan vandag se Turkye hierso, hier lê vandag se Sirië, mens afbeweeg, dan beweeg 'n mens in Irak in, en dit is waar Ur van die Galdeërs is, en dis waar Terah hulle gebly. Nou belangrik, in Josua 24 vers 2 staan, na oorkant die Efraat het julle vaders van oudsher gewoon, Terah, die vader van Abraham, en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien.
dis wie Abraham is, 'n afgodsdienaar. As jy mens net bietjie oplees, dan kom 'n mens agter dat daar in Ur het hulle die maan aanbid. Dis wie Abraham is, 'n maanaanbidder, 'n afgodsdienaar. Die Here bind hom spesiaal aan die geslag van Sem. Maar wat doen die Semiete? Hulle aanbid ander gode. Ons het in gister se gedeelte wat ons was daarin 1 Konings of 2 Konings het ons meer geleer oor God as die jaloerse God. En dat hy in jaloerse liefde vir homself soek. En so bind die Here hom in jaloerse liefde aan Sem. Maar wat doen Sem? Pleeg geestelike oorspel. Tera pleeg geestelike oorspel. Abraham pleeg geestelike oorspel. Hulle het ook ander gode. Dis skrikwekkend en tog werk die Here met hulle. Ons sien hier die Here se genade, sy soewereine genade, onverdiende genade. Ons moet dit ons kinders wys. So werk die Here ook met ons, in onverdiende genade. Ons gaan 'n bietjie aan, en dan fokus ons volgende op ons tweede hoofpunt wat ons vir ons kinders moet uitwys, en dit is die hoofpunt van Abraham se roeping. Die Here roep hom. Nou ons lees van hierdie roeping van Abraham in Genesis 12 vers 1. Maar wat het vooraf gebeur? Wat het voor daardie roeping gebeur? Kom ons lees 'n bietjie. As ons aanbeweeg van Genesis 11 vers 29 tot by vers 30, dan ontmoet ons Abraham van naderby. Ons lees. Abraham en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abraham se vrou was Sarai, en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jeska. En Sarai, Abraham se vrou, was onvrugbaar, sy het geen kind gehad. So hier ontmoet ons nou Abraham van naderby, hy is getroud met Sarai. Belangrik vir die res van Abraham geskiedenis is dat Sarai nie kan babatjies hê nie. Dit is 'n krisis. Okay? En dit gaan nog 'n krisis wees wat ontwikkel, soos wat ons deur die Abraham geskiedenis gaan werk, tot by Genesis 22. Nog iets wat gebeur is dat Tera trek uit Ur van Galdeërs na Haran toe. En daarvan lees 'n mens nou in vers 31 en 32, en uiteindelik het Tera gemik vir Kanaan, wanneer hy wou optrek, en want die roete was nou in daai tyd, as jy na Kanaan toe getrek het van Ur, nie hier reg deur daarna Jerusalem se koers nie, want lyk my hierso is ons nou woestyn. Hierdie gebiede is vreeslik woestynagtig, so jy kon nie in daai tyd hier deur die woestyn beweeg het nie. Jy het opbeweeg langs die Efraat-rivier na Haran toe, en daar het jy jou draai gemaak, daar ergens, en dan weer afbeweeg in Kanaan in. Nou, jy kan bietjie gaan kyk op Google Maps of so ook, hoe presies ver is dit, maar ek dink is hier by die 800 kilos wat hulle toe getrek het, en daar eindig Tera en Abraham en sy familie nou op in Haran. En Tera het gemik vir Kanaan, maar het gestop in Haran, en uiteindelik is Tera daar dood. En dis hoe ons aan die einde van Genesis 11 kom, en dan lees ons in Genesis 12, lees ons van Abraham se roeping. Wat ons baie belangrik moet raak sien, is dat ons uit Genesis 15 vers 7 en Handelinge 7 vers 1 tot 3 lees, dat hierdie beweging van Tera na Haran toe eintlik kom as gevolg van Abraham se roeping. Ons kyk net 'n bietjie daarna. In Genesis 15 vers 7, kom ons blaai ons Bybel so toe. Genesis 15 vers 7 sê, verder het die Here vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs. So die Here het Abraham uit Ur gelei. As ons blaai na Handelinge toe, Handelinge 7, dan kom ons af op 'n preek van Stefanus. Stefanus is die eerste Christen martelaar, en net voor hy met klippe doodgegooi word, preek hy hierdie preek waarin hy hierdie sê, Handelinge 7 vers 1, onder andere jy sê. Hy begin sy preek so, dan Handelinge 7 vers 2, broeders en vaders, luister. Die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham toe hy in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gewoon het, en vir hom gesê, trek uit jou land en uit jou familie, en kom na die land wat ek jou sal wys. So baie duidelik sien ons, dat die Here vir Abraham geroep het, toe hy nog in Ur was.
En dat dit eintlik nie sy pa Tera is wat die inisiatief geneem het om te trek nie, maar dat dit Abraham was wat geroep is en begin trek het, en dan lyk dit my dat sy familie saam met hom beweeg. Maar kom ons gaan 'n bietjie in op hierdie roeping van Abraham, die roeping self. Genesis 12 vers 1 sê, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, uit jou familie, uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. Nou hier moet ons vir ons kinders iets leer. Ek dink vir onsself, ons moet eers laat hierdie met onsself praat. Dan moet ons met ons kinders hieroor praat. En hierdie is radikaal. Hierdie is geweldig radikaal. Want die Here hier vir Abraham sê, gaan dood vir jouself en vir alles wat kosbaar vir jou is. Uit jou land, uit jou familie, uit jou vader se huis, is om alle bande te breek. Dis om alles wat sekuriteit gee te verwoes. Dis om in daai tyd, soos in reg eintlik maar, om dood te gaan. Jy beweeg uit alles uit wat identiteit gee, lewesin gee, doel gee. Jy beweeg weg van jou ou godsdiens af. Jy volg die Here. Jy volg die Here. En dis altyd hoe God se roeping werk. Dit is gaan dood vir jouself, vir jou ideale, vir jou ambisies. Gaan dood vir al daardie goed. Die Here alleen moet vir jou kosbaar maak. Kom ons kyk 'n bietjie hoe doen Jesus dit. Jesus doen presies dieselfde ding as wat die Here met Abraham doen. Hy sê, as ons Bybels nou oopmaak by Markus byvoorbeeld, dan sê hy, dit verstom my altyd hoe Jesus die evangelie preek, net soos wat die Here dit vir Abraham preek. Jesus is glad nie daarop gestel om goeie bemarking te doen eintlik. Of homself gewild te probeer maak, of iets van die aard nie. Hoe praat hy in Markus 8:34? En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, met ander woorde, wie my wil volg, en dit is wat die Here vir Abraham sê, kom agter my aan na die land wat ek jou sal wys. Volg my, Abraham, dit is wat die Here vir hom sê. Hy sê, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dit beteken, luister, gaan dood vir jouself, dis om jouself te verloon. Jy moet vir jouself niks wees. Jy moet so niks word nie, dat jy 'n kruis sal opneem, agter Jesus, anders beteken dat jy 'n marteldood sal sterf. Jesus moet vir jou rarig alles word. Kyk hoe radikaal stel Jesus dit in Lukas 14. Lukas 14, kom ons blaas Bybel soontoe. Lukas 14:26, vers 25 sê, en groot menigtes het saam met Jesus gegaan, en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe, kan hy nie my disipel wees nie. Nou wat Jesus daarmee sê, beslis nie dat jy rarig jou pa en ma en jou kinders moet haat nie, want dit gaan in teen die wet van die Here. Wat Jesus hier doen is om rarig ernstig te beklemtoon dat hy alles moet wees. Dat jy vir jouself moet doodgaan, vir dit wat vir jou kosbaar is, vir jou ambisies. Alles. Jesus moet jou ambisie wees. God moet jou ambisie wees. Jy moet hom volg. Hy moet die grootste begeerte word. Dit is die Here se roeping. Dis regtig radikaal. Regtig radikaal. Nou, as ons dit sê vir mekaar, dan sê ons daar, ons sukkel met hierdie radikaliteit. Hierdie is nogal 'n rowwe ding, en dit is, kan jy dink dat Jesus, dis die manier hoe Jesus evangeliseer, dis hoe die manier hoe Jahwe evangeliseer, luister, vanuit jou pa se huis uit, vanuit jou land uit jou familie uit, los alles wat vir jou lewe gee, Abraham, en kom na my toe. Dis so radikaal, okay? En ons worstel met hierdie radikaliteit. Abraham het ook daarmee geworstel. Kyk 'n bietjie net, hoe sien 'n mens dit, as ons nou terugblaai daarna Genesis toe, Genesis 12, dan sien 'n mens, eintlik na Genesis 11 toe, Genesis 12 sê vir ons dat die Here roep vir Abraham, en hy sê, gaan uit jou land, uit jou familie, uit jou vader se huis. Nou doen Abraham dit, nie? Abraham gaan uit sy land uit as Tera wegtrek. Dan gaan hy uit sy land uit, en hy saam met Tera uiteindelik tot in Haran, maar hy het nog nie uit sy familie en uit sy vader se huis weggegaan nie. En mens sien hoe worstel Abraham met radikaliteit, maar in Genesis
12:4 sien ons hoe hy oorgaan uiteindelik tot daardie radikaliteit, want Abraham trek toe weg, ook uit Haran uit weg. So, hy trek weg uit sy land uit, maar hy het nog nie gebreek in sy familie nie, maar as hy na Haran kom, dan breek hy uiteindelik ook met sy familie, en die Here word vir hom alles. En dan as hy in Kanaan is, sal ons nog sien, soos ons deur hierdie ding wat Abraham hou aan met worstel, net soos elke disipel altyd worstel, maar die Here se roeping bly altyd dieselfde. Radikaal, verloon jouself, neem jou kruis op, volg Jesus. Dit is so belangrik. En ons moet vir hierdie radikaliteit bid. Weet julle, uit onsself doen ons dit nie. Ons moet dit vir onsself bid, ons moet vir ons kinders aan mekaar in gebed wees hieroor, sodat ons kinders kan leer om so radikaal vir Jesus te word, want ons kinders word groot in 'n omgewing, in hulle skole, waar die hele ding heeltyd geboost word, leef vir jou eie ambisies, leef vir die toekoms hier, vir jou ideale hier en nou, dit moet belangrik wees. Ons word nêrens geleer dat Jesus ons ambisie moet wees, dat Jesus vir ons die belangrikste moet wees. Miskien Sondag in die kerk vir 'n uur lang, maar wat vir die res van die week? Hierdie is so belangrik. Dit is so belangrik. Bid vir jou kinders. Jesus sê, niemand kom na my toe as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. Bid dat die Vader jou kinders sal trek. Bid dat die Vader jou kinders net sal wys hoe kosbaar is, en dat hulle regtig alles kan los, en dat hy hulle alles sal doen. So bid regtig daarvoor. Ons moet vir mekaar bid, ons moet vir ons kinders bid. So dit is die Here se roeping. Ek kan amper met een woord hier skryf, radikaal. Ons gaan na die belofte toe. Die laaste punt wat ons vir ons kinders hierdie deur moet uitwys. Nou dis hierdie belofte, as jy die belofte begin sien uiteindelik, dan verstaan jy hoekom jy radikaal vir Jesus kan word, en radikaal vir God kan word, en hom kan volg. Kom ons kyk na die belofte. Ons kry daar die belofte in vers 2 tot 3, en by vers 7, dit begin by, ek sal jou groot nasie maak. Hoe gaan die Here Abraham 'n groot nasie maak, want Sara het op hierdie stadium nog nie kinders nie. Die Here beloof, ek gaan dit doen. En soos ek hierdie res van die Abraham geskiedenis werk, gaan ons sien hoe die Here dit doen. Die tweede belofte, ek sal jou naam groot maak. En daai dat die ouens daar in opstand by die toring van Babel, hulle wou vir hulle self 'n naam beroemd wees, hulle self vir ewig. Die Here sê, Abraham, jy hoef dit nie self te doen nie, ek doen vir jou. Dit is die belofte van die Here. Ons kan ook vir onsself weet julle wat, ons werk altyd en leef altyd vir hierdie ding om iets te wees met jou besigheid, of met jou werk, of jou loopbaan, of die ambisies wat jy jaag. Jy wil iets wees. Jy wil sê, nee, stop dit. Volg my, ek maak jou iets. Dan, die derde belofte, en jy sal 'n seën wees. So met ander woorde, ek maak jou groot nasie, maak jou naam groot, jy sal ook 'n seën wees. In en deur Abraham gaan ander ook geseën word. Nie net Abraham wat geseën word, maar ook ander. En hierdie belofte van Abraham, jy gaan 'n seën wees, word dan uitgebrei in vers 3. Vers 3a sê, ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. Dit is 'n belofte waarin die Here vir Abraham sê, luister Abraham, ek gaan jou beskerm, die ouens wat as vyande teen jou staan, en die ouens wat jou wil vervloek, ek gaan hulle vervloek, ek gaan hulle niks maak nie, ek gaan hulle vernietig. Okay, en soos wat ons deur die Abraham geskiedenis gaan lees, gaan ons dit ook sien. Verder, wat die Here van ons hier leer is, wees 'n vyand van Abraham en jy deel nooit in die seën nie. Ek dink ons kan dit ook deurtrek na Jesus toe, wees 'n vyand van Jesus en jy deel nooit in die seën nie. Dis wat hierdie belofte hier inhou. So, ek sê jou groot nasie maak, jou naam groot maak, jy sal 'n seën wees, ek sê jou beskerm. En hier kom die kernbelofte oor hoe Abraham 'n seën sal wees. In jou, daar in die begin van daardie sinnetjie van versie 3b is baie belangrik. In jou sal al die geslagte of al die families van die aarde geseën word. In Genesis 22 vers 18 brei die Here die belofte uit, daar sê, in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Okay. Wie is Jesus se nageslag? Wel, dis daar die saad van die vrou, dis daar die kind van die vrou, wat Satan se kop vermorsel, en in hom word al die nasies van die aarde geseën. Galasiërs 3 vers 16 sê,
Christus is daardie nageslag. Kom ons lees dit gou vir 'n bietjie daar. Maak ons Bybels oop by Galasiërs 3 vers 16. Paulus doen altyd sulke goeie eksegese uit die Ou Testamente. Hy sê nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Nou interessant is mens daar in Genesis 22 vers 18 lees van nageslag, as mens na die Hebreëus kyk, dan is dit Zera, is saad. As jy kyk in die King James Bybel byvoorbeeld, dan staan daar so in jou seed, in jou nageslag, in jou saad, sal al die nasies van die aarde geseën word. Nou sê Paulus hierso, nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan sade, asof dit op baie sien, maar op een, en aan jou saad. En dan sê Paulus, dit is Christus. Christus is daar die saad, is daar die nageslag, is daar die kind, in wie die volke van die aarde geseën sal word. Wat is seën? Seën staan teenoor vloek. Seën gaan saam met lewe. Vloek gaan saam met dood. In Christus sal al die volke van die wêreld werklike lewe kry. In 1 Johannes 5 vers 11 staan daar dat Jesus, dat die lewe is in Christus. En wanneer ons Christus het ons die lewe. Die Here bring deur seën in 'n wêreld vol vloek in Abraham se nageslag, in Christus. En ons moet vir ons kinders net hierdie wys. En dan moet ons vir hulle uitnooi en sê, kom ons as gesin gaan na Jesus toe. Bid saam met hulle. Sê vir hulle, Here Jesus, ons soek U. Ons wil in U wees. Bind ons aan U vas deur U Heilige Gees. Laat jou kinders om dit te begin verstaan hoe kosbaar Christus is. Jy wil alles los vir hierdie Jesus. En dan die laaste belofte, wat die Here vir Abraham gee, is land. Hy het vir hom gesê, gaan jy uit jou land na die land wat ek jou sal wys. En dan beloof die Here in vers 7, as Abraham nou in Kanaan aangekom het, dan staan daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Nou uiteindelik is dit die belofte van die nuwe hemel en aarde. Kanaan wys heen na die nuwe hemel en aarde. Almal wat waarlik in Christus die seën van die lewe ontvang dit uiteindelik in volheid op die nuwe aarde onder die nuwe hemel. Kom ons vertel vir ons kinders hierdie die genade wat die Here aan die geslag van Sem bewys. Die roeping van Abraham, dis radikaal. Die wonderlike belofte wat die Here aan hom maak. En julle moet 'n baie goeie week hê. Sterkte vir die week. Ons bid vir mekaar.